Hemelse Vader, in hierdie oggenduur wil ons vir U baie dankie sê vir die voorreg om U te kan ken. In die opstandingskrag van Christus, as seuns en dogters verseël te wees. Dat ons vanmôre kan optrek na die huis van die Here om te kan sê, Here, ons wil U lofliedere toesing, ons wil U naam besing. Ons wil kom hoor wat die Gees van die Here vir ons deur U woord tot ons harte wil spreek, en ons wil net sê dankie vir alles wat U vir ons doen. In Jesus naam. Amen. Hartlike goeiemôre vir elkeen wat hier so is. Ons gaan vanoggend 'n bietjie jive, is julle reg? Ons gaan 'n bietjie jive sodat ons net hierdie koue bietjie eenkant toe kan skryf met hierdie verskriklike hitte. Ons gaan 'n medley doen, so ons gaan net na die volgende liedjie toe aangaan. Okay. So ons gaan nie intussen stop nie, ons gaan net aangaan. En ek wil vir elkeen sê, geniet dit vanmôre. Hier's 'n opgewondenheid in ons vanoggend. Ek hoop dat julle dit sal deurspoel na die gemeente toe vanmôre. Ons liedjie wat ons gaan mee begin is Rondom Jerusalem. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Hy beskerm ons van agter en van voor.
Here en ek sê, hier ons wil U naam oplig vanmôre, Here. Want daar is niemand soos U vanmôre. Dankie my God, dat U teenwoordigheid so tasbaar is vanmôre. Here, dankie dat ons kan weet dat ons vanmôre hier is om 'n boodskap te ontvang uit die koningskring. Here, dat die engele vanmôre saam met ons juig vanmôre. En dat dit wat ons vanmôre vir U doen, Here, dat dit sal goed wees, my God. Here, dat U ons vanmôre sal seën. Here, dat geen gedagte nou aan iets anders sal behoort as aan U, my God. Geen emosie vanmôre, Here, dat hulle sal weet, vanmôre dat U 'n afspraak het. Dat U 'n afspraak het met elkeen van ons vanmôre. Dankie, Here Jesus, dat ons kan weet U is, was en sal altyd wees, my God. Here, dankie vir U grootheid en U guns wat U op ons afdien. In Jesus naam bid ek. Jesus.
Life will never be the same.
There's only one way to touch him. Just believe when you call on his name. Touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same. Hallelujah. Amen. Vader, in hierdie oggend hier is my siel geroer. My menswees is van U, my God, bewus. Alle swakheid van die menslike verstand verdwyn in U nie, wanneer U in U grootheid instap. En my begeerte vanmôre, Papa Vader, is dat U deur die Gees die lippe van vleis aanraak met ons as mens, as U seuns en dogters sal gaan. Dat ons uit hierdie gebou van samekoms sal uitbeweeg, wetende ons het 'n afspraak met U gehad. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Kan jy sê? Welkom aan almal. Welkom aan die werkers môre die onderskeiders. Welkom aan die ander gesigte al nou nie meer die besoekers wat nou weer meer gereeld is. Sien nie nuwe gesigte nie. Amen. Ons gaan oor na die woord van die Here toe vanmôre. En jy kan so lank in Jakobus 4 vers 13 tot 17 die inleidende gedeelte vanmôre se boodskap blaai. Boodskap nuwejaarsplan. Nuwejaarsplan. En dan het vandag se boodskap as padkos op die lewenspad wil ek graag hê met 2 punte lê. Mens beweeg as die reël elke nuwe jaar met nuwejaarsplanne. Wie van ons het nie nuwejaarsplanne? En die hartseer vanmôre is dat reeds van die nuwejaarsplanne klaar gesneeu. Maar ons trek nou eers maar ek is nie by die 4de maand op nie. Wees hoe vinnig ons planne wat ons beplan in die wiele gery word. En vanmôre wil ek hê met die tweede. Maar sonder God staan ons op ons eie. Met God in al ons planne is ons deur om omvul waar ook al ons op ons paai gelei word. En dis 'n pluspunt. Spreuke 19 vers 21, baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here sal bestaan. Nuwejaarsplanne. Maar kom ons bid eers. Vader, baie dankie vir die oggenduur, baie dankie vir die geleentheid om te kon opstaan en die gawe van asem te kon hê in ons longe. Die voorreg om gesond te wees. Die voorreg om te kan opkom na U huis. Die voorreg om vanmôre ore te kan hê en te kan hoor. Om U te kan besing en vir U te kan getuig. Hande, om U hande en U voete in 'n gebroke wêreld te kan wees. Dankie vir al hierdie genadegawes. En dankie vir die woord in Jesus naam. Amen. Jakobus 4 vers 13 tot 14 sê, kom nou julle wat sê. Kom nou julle wat sê. Vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. En hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. 'n Mens hoor so dikwels dat die mense sien hierdie paar hande. Dit het vir my rykdom en my roem
en my lewe gebou. Hierdie paar hande. En dan kry jy mense wat so arrogant is om te sê, nie God nie, hierdie paar hande. En ek het al in my lewe geleentheid gevolg gehad waar iemand hierdie woorde gespreek het. Sterk, fris jong man. En 2 maande later, toe lê hy met 'n maagvirus wat hom uitteer in die hospitaal. En hy laat weet deur familielede dat ek vir moet 'n gebed gaan doen. En ek kom daar by die hospitaal. En sy woorde was aan my, pastoor, vandag weet ek, as God die krag uit hierdie hand uitvat, is ek op niks gestaan. Kan die Here nie net my vergewe vir wat ek gesê het, en net weer vir my die krag terugbring om my liggaam nie. En ek dank die Here het hom aangeraak en hy het terugbeweeg, maar met 'n ander gedagte. En wat my bly gemaak het, is dat hy nie vergeet het wat hy gesê het nie. Van daardie dag af, as iemand hom vra, hoe het jy hierdie rykdom, sê hy aan God die eer, want as hy my nie die krag gegee het in my hande nie, sou my planne tot niks gekom het nie. En dis wat ons altyd in gedagte moet hou, ons hande en ons lewens lê in God se hande. En sonder hom is daar geen planne nie. Genesis 37 vers 28. Hierdie verhaal gaan vooraf Josef, Jakob het 'n seun, sy naam is Josef. En Josef is die jongste van sy broers. En Josef is 'n jong man van jong ouderdom af, begaafd is met die gawes van om drome te kan droom. En hierdie drome maak dat sy pa sien dat God se salwing is op sy lewe. En so mate dat sy pa hom half begin oplig bokant sy broers. En daar ontstaan 'n jaloesie. En eendag terwyl hierdie broers in die veld is, beplan hulle om hom dood te maak, maar die oudste broer sê nee, kom ons maak hom nie dood dan, nou nie bloed op ons hande is nie. Kom ons maak 'n plan. En hulle het nie dadelik 'n plan nie. Hulle gooi mees in 'n put. En terwyl hulle in die put is, kom daar hierdie verhaal wat hier afspeel. In Genesis 37 vers 28. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uitgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkel silwer en hulle het Josef na Egipte gebring. Hoeveel sikkel silwer het hulle verkoop? Klink dit nie bekend nie. Is Jesus nie ook vir 20 sikkel silwer verkoop nie? En was dit ook nie die Here wat met sy liefde tussen ons kom wandel het wat verwerp was nie? Wat met die salwing van sy Vader bonatuurlike liefde kom leef en uitbeeld het terwyl hy op aarde was. En hierdie manne wat eintlik onder hierdie salwing iets groter moes gesien het, dat die Messias waarvan daar in die ou tyd weer die profetiese woord oor die 300 profeseë wat uitgegaan het wat sê dat die Messias gaan kom, tot op die woord, tot op die punt en die komma deur hom vervul is. Maar hulle sien dit nie raak nie en net soos wat Jesus se broers van hom ontslae raak, het die mens van Christus ontslae geraak 2000 jaar terug. Maar omdat hy die seun van God is, kan jy nie van hom ontslae raak nie. As God in jou planne is vir hierdie jaar, kan die mens van jou planne nie ontslae raak nie. Jy sal deur storms gaan, jy sal deur oortuigings gaan van mense wat vir jou sê om ander planne te maak as die planne wat God in jou hart lê, waarin God is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, word stil voor God en al jou planne laat dit eers begin in stil word voor God, sodat hy die bron sal wees waar die dryfkrag is agter jou planne, sodat jy kan vorentoe beweeg en kan sê, omdat God in hierdie saak is en ek dit by die Here stil gemaak het en by die Here antwoord gekry het, sal ek dit tot uitvoer bring. Ek dink so 'n paar jaar terug, hoe lank het jy julle besigheid nou? 5 jaar. Op daardie stadium werk MC vir 'n werkgewer en dis in 'n tydperk waar die ekonomie nie baie goed was nie. En die besigheid waarvoor hulle werk, as ek reg kan onthou, het ook nie baie goed gedoen nie. Dit was COVID tyd. In die COVID tydperk. Nou in die COVID tydperk.
kom Flippie, jy het na my toe gekom vir my kon vra. Ek moet gaan bid oor die saak en wat sê die Here wat met sy 2 seuns doen? Nou, wanneer so 'n vraag aan jou gestel word as herder van 'n gemeente, is dit geweldige druk op jou. Ek gaan huis doen, my woorde meer is, Here, hoekom kom die mense met sulke swaar vrae na die pastoor toe? Want as die pastoor nou sê, maak so, en dit werk nie uit nie, dan sê hulle die pastoor moes by die Here gehoor het, en nou is dit 'n flop. En terwyl ek hierdie swaar gemoed by die Here se voete neerlê, en ek sê, Here, wat moet ek antwoord? Want ek weier om 'n antwoord te gee wat ek nie af sê nie. Sê die Here vir my hierdie woorde, gaan sê vir Flippie, hy moet vir sy 2 seuns sê, om hulle werk klaar te maak, en hulle eie besigheid toe te maak, en die COVID uitwerk. En ek kom sê vir Flippie sê vir 2 seuns, die Here sê, wat hulle klaar maak waar hulle is. En hulle eie besigheid. Wat vir my mooi was daar was ek, pastoor is seker, pastoor, ons glo jy hoor by die Here, en gaan nou vir my sê, jy moet klaar maak, en maak klaar en begin eie besigheid. En ek wil vir jou vanmôre sê, omdat die Here praat, is hulle besigheid kragtig. Kragtig. En dis wat ek vanmôre vir jou wil sê, as ek vir jou die volgende woorde sê, dat maak nie saak wat mense sê nie. Maak nie saak wat omstandighede vir jou sê nie. Ek meen, Josef se omstandighede was glad nie goedgesind teenoor Josef nie. Josef, wat met hierdie belofte gebore is, dat hy die gawe van God op sy lewe het om drome te kan droom, om drome te kan uitlê, word van die prentjie af verwyder met afguns, met jaloesie, word verkoop as 'n slaaf. En ons ken die verhaal van hoe hy in Egipte land opgeëindig het, en hoe een ramp na die ander, daar letterlik nie een ding nie, die een oomblik is hy nog daar, dat hy word, en dan word hy vals beskuldig, en dan word hy in die tronk gegooi, en hy sit 16 jaar in die tronk in Mamaki. Sal jy nie sê, as jy in Josef se skoene was, ek glo nie dat die Here werklik 'n plan vir my lewe gehad het. Hierdie is tot net my eie gedagtes gewees, want as dit God was wat dan vir my in my lewe 'n plan gehad het, waarom word weer my broers verwerp? Mag nie eens teruggaan na my ouer huis toe nie. Ons sit vandag met jong mense in hierdie land wat moet immigreer na ander lande toe, my heenkom het te gaan vind weg van hulle ouer huis af. En mense gaan vra, as God dan in die plan is, hoekom draai die lewe so uit dat ek selfs my vaderland verwyder word en in 'n vreemde land 'n werk moet gaan soek en daar my voete moet gaan vind? Eers was in dieselfde skoene. Weggevat van sy vaderhuis, weg van sy vaderland, in 'n vreemde land. Maar hy kry nie net werk daar nie. Hy word sommer daar in die tronk gesit vir 16 jaar op valse beskuldigings. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as God 2026 saam met jou instap, maak nie saak wat 2026 ophou nie, maak nie saak wat die wêreld en wat die mense nie, God is reeds voor jou uit. Amen. Jou rampe is God se planne. Yes. Jou terugslag is God se planne. Want as jy in God vashou, maak nie saak wat die omstandighede sien, maak nie saak wat die ekonomie sien, maak nie saak wat die politieke omstandighede sien, jy hou aan God vas en uit met jou hele hart, en jy sê aan U sal ek vashou, want U is die een wat my beloof het, dat U sal alles ten goeie vir my laat meewerk, en hulle wat na U naam geroep is, hulle wat U gunsgenote is. Dan beweeg ons vorentoe. Amen. En ons maak ons los van dit wat negatief is. En dan volg hierdie, wanneer 'n mens volhou met God se planne vir jou nuwe jaar. Genesis 50. Die vorige verhaal het in Genesis 37 al gespeel, dat is 'n paar hoofstukke verder, nie? Genesis 50 vers 20, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goeie bedink om te doen so dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hê. Jy sien toe sy broers hom verwerp.
en daar in die put gooi, en dan hierdie koopsmanne verkoop, en hy word weggevoer in Egipte toe, en hy word daar as 'n slaaf verkoop, en daar word hy vals beskuldig en in die tronk gegooi. Het God se plan een doel gehad, Josef, eers moet ek jou volwasse maak. Josef moet eers sterf, sodat my plan in Josef kan begin lewe. Want God se plan van dag 1 af was die koningshuis van Egipte. Want God het geweet 'n groot droogte kom oor Israel. En Israel gaan dan moet optrek na Egipte se skure toe. En God bewerk deur Josef dat hy die drome van Farao uitlei toe. Die Farao droom van hierdie 7 vetbeeste wat deur die 7 maarbeeste opgeëet word. Die 7 vetkoringare wat deur die 7 maarkoringare op. Weet God dat ek plaas nou in hierdie land my gesalfde, met 'n plan vir my seuns en my dogters, wat 'n hongersnood binnekort gaan binnegaan. En Josef, omdat hy die Farao se drome uitlê, word aangestel as die gouverneur van die area, en hy word so ver aangestel, dat dit sy verantwoordelikheid om te sorg dat die graanskure vol is. Maar hier is 'n belangrike gedeelte wat ons moet onthou, wanneer God se plan in my lewe 'n werklikheid is, mag nooit verbitterd raak teen dit wat aan my gedoen word nie. Want 'n verbittering raak ek geroof van God se planne. Amen. Word ek geroof van God se wat homself verhoog in die omstandighede. Want toe Josef daar staan en hier kom sy broers om te kom koring haal, toe wou hy eers hom wraak. Hy wou hom wreek op dit wat sy broers hom gedoen het. En sy vrou sê vir hom nee. En hy besef vryspraak is die antwoord. Amen. En hy besef God het hom eintlik vooruit gestuur. Sodat wanneer daar hongersnood sal wees vir sy broers, dat God hom gebruik om die kos by sy pa se huis te kan uitbring. En ek wil vir jou sê dat 2025, 2024, 2023 maak nie meer saak nie. Ek gee nie om wat die omstandighede in die vorige jare was nie. Nie dat ek vanmôre onsensitief is vir mense se verlies nie. Ek praat nie onapaties teenoor mense wat verliese gelei het nie. Ek praat nie met geen gevoel teen mense wat in hartseer gedompel was in die jare wat verby is nie. Ek praat van ter midde van die ingedompel in die hartseer. Glo ek met my hele hart dat God het vir jou lewe 'n plan vir. Amen. Ek glo met my hele hart dat God het vir jou 'n plan. Yes. En sy planne is om jou op te lig Amen. en jou geen skade verder te doen nie. Dis waar. Kom ons lees verder. Nuwejaarstorie. Spreuke 16:9. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Jy sien, wanneer ek en jy in verhouding met God, los ek hom uit van tradisies af, los ek hom uit van godsdienstvorm af. En ons kom by die plek uit, dat ons kan sê, Here, kom, dankie Heilige Gees, kom vat 'n voorbeeld in my eie lewe as getuienis word. Nie dat ek op die ek wil fokus nie, maar deur dit aan God wil eer bring vanmôre. Ek leef my hele lewe op skool, raak nie aan 'n meisie nie, raak nie aan drank nie, raak nie aan sigarette nie. Ek lewe 'n rein lewe. My hele skoolloopbaan, my hele weermagloopbaan. Want ek het een begeerte, ek wil vir God leef. Ek wil rein leef. En op die 26 Januarie 1990 kom ek dit ontmoeting met die Here het. Ek gee my hart vir die Here. En alles loop so mooi. My hele lewe wat ek aan die Here gewy het, alles loop so perfek. En die dag toe ek gedoop word, op die 26 Januarie 1990, gaan daar 3 profesie uit dat ek 'n pastoor gaan word. En ek dink sy myself, julle weet nie of jy praat van.
Ek kom nou net eentjie kerk. Nou wil vir my 'n pastoor maak. Ek dink nee, dit kan nie, julle weet nie wat van julle praat. En 2 jaar daarna, toe sê ek in die put. Toe my beste vriend, my pa, en moet 'n visionaar gesterf. En in my put raak ek kwaad. In my put vra ek van God, why? Ek het my hele lewe reg geleef nie. Hoekom doen nie dit aan my? En ek kry nie antwoord nie. En ek draai om en ek gaan doen alles wat ek kan verkeerd doen. Om vir God te wys hoe ongelukkig ek moet mis. En vir 4 jaar lewe ek asof daar geen God is in my maakie. En op 96, presies die dag, 15de Februarie, wat my pa doodvongeluk het. Volgens ek dood. Reg voor 'n weerhotel. Pastoor Paul Reiner se dogter sorg my dan is met haar ma wat ek die ongeluk gehad het. En sy sien my en sy gaan lê haar hande op my. Sy sê ek roep om my die dood uit te draag. Ek het die voorreg gehad om hulle onlangs weet ontmoet na 35 jaar. 25 jaar, sorry, 25 jaar. En sy vertel vir my die ongeluksieneer, sy vertel my wat daar gebeur. Sy vertel vir my hoe sy hulle gesê, kan net vir my asseblief bid. Ek onthou dit, sy het vir my na ICU kom bid. Toe help sy my reg nie, hy vir die ongeluksieneer kom bid. Ek het daar jou die dood het bid. En toe daar opstaan, en ek word wakker in die ongeval in Medikliniek, was 'n woord weer van my bewussyn, en na die ongeluk, vra Heilige Gees my een woord, waar sou jy vandag die oë oopgemaak het, is ek my hand van genade van jou weggevat het. Ek en jy stap weg van God, maar God vat nooit sy hand van genade van jou weg. Ons ontken hom, ons raak kwaad vir hom, ons voel niks meer weet nie, maar sy hand van genade is altyd oor ons. Ontbreek nooit nie, selfs in ons rebellie. En toe ek daar die hospitaal uitkom, toe weet ek, daar is net een ding. Of ek draai finaal weg van God af, of ek knak met my voor God. En die Here sê vir my, gaan swat. En dis ook 'n pastoor geword het. Teologie het my nie 'n pastoor gemaak nie. Ontmoet ek met die dood, en roep hom van God af. Het my gekry by die punt. Ek wil vir jou sê, ek kan boekdele skryf, hoekom ek myself nie kwalifiseer na pastoor. Boekdele. Maar ek kan nie vir jou sê, hoekom God my geroep het nie. Genade. En so het God vandag met jou in hierdie plek sit, hoor wat ek vandag vir jou sê, hierdie is nie ek verhaal nie, hierdie is 'n getuienis van, as God dit vir hierdie persoon kon doen, dan kan hy dit vir jou. Amen, yes Lord. Wat kan in hierdie lewe vir jou 'n diskwalifiserende aspek of faktor wees, wat jy vanmôre kan sê, daarom kan God my nie promoot nie, daarom kan God se planne nie vir my in 2026 wees nie, daarom het die Here van my vergewe. Wat kan jy vanmôre op die tafel sit, wat die bloed van Golgotha nie kan uitkanselleer nie? Watter fout, wat jy vanmôre voel, maak dat God jou nie meer lief het nie, kan deur die bloed van Golgotha nie gekanselleer word en herstel word. Jesus sê, die een wat die prys betaal het op Golgotha, sê hierdie woord, hy sê, al is jou sonde soos skarlake, ek maak jou so wit soos wol. Al is dit so purper, ek maak dit so wit soos sneeu. Ek en jy vanmôre, 'n paar ketels wat oor my en jou, die krag en die liefde van God is, wat vanmôre sê, ek oordek jou, ek bedek jou, ek oorskadu jou, om jou planne te gee van voorspoed en nie van teenspoed nie. Nuwejaarsplanne, God se bloudruk, nuwejaarsplan uitleg. Wil jy graag hoor wat is God uit sy woord uit, bloudruk, blueprint, plan vir jou, en wil as jy huis gaan bou,
Of as jy 'n besigheid begin, julle besigheidmanne. Jy kan nie 'n besigheid sonder 'n besigheidsplan begin nie. Jy kan nie net op 'n dag opstaan en sê weet wat ek gaan 'n besigheid begin nie. As jy nie 'n plan het nie. As jy nie marknavorsing gedoen het nie. As jy nie die leemte in die mark raak sien waar jy kan inbeweeg en 'n behoefte wat daar in die mark is kan aanvul en vervul nie. Ek meen ek kan tog nie reg langs Kentucky nog 'n Kentucky gaan maak. Dit is sinneloos. En so is daar in God se woord 'n blueprint plan. As jy volgens hierdie plan 2026 jou lewe bou, kan dit nie anders as 'n sukses wees nie. Wil julle dit hoor? Kan ek vanmôre vir jou sê, baie keer loop ons met bouplanne in ons hand, ons besef nie soos 'n bouplan in ons hand. Ek gaan weer die mees bekende gedeelte in die Bybel vanmôre wys en jy dit nog nooit raak gesien as 'n blueprint. Ek gaan weer vanmôre die bekendste gedeelte in die Bybel wys en dis die blydrukplan vir God vir jou lewe vir 2026. Die bekendste gedeelte. En gaan as jy oopbreek as 'n plan. So moet jy dan bid, Matteus 6 vers 9 tot 13. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Jou plan vir 2026 moet begin. Ek gaan my huis in orde kry, dat God se naam weer in my huis geheilig word. Ek gaan ophou om speletjies te speel. Ek gaan ophou om hipokrities te wees. Ek gaan ophou om te probeer voorgee wat ek nie is nie. Ek gaan voor God breek en ek gaan my hele lewe voor God kom oopmaak soos 'n oop boek en sê, Here, dis my hart, dis my lewe, dis my gedagtes. Ek wil hê dat U weer opgelig word as waarlik aanbidding oor my lippe, as 'n heilige God wat aanbiddingswaardig is. Ek wil weer voor U kom en ek wil U kom in my huis kom herstel as 'n heilige lewende God. Wat gebeur met lande as hulle begin om die 10 gebooie van die muur af te kap? Die Bybel sê die hofsaal en die biblioteke verwyder. Onmiddellik maak hulle 'n blueprint plan van destruction, van geweld wat uitbreek en die weermag en die polisie kan dit nie meer beheer nie. Niks kan dit meer beheer nie. Geen menslike planne kan dit beheer nie. Maar ek en jy het vanmôre 'n blueprint. Om te begin by die beginsel, die fondasie. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Met ander woorde, jou en my uitgangspunt vir 2026 moet wees, Here, net soos wat daar in die hemel U vrede is en U volle voorsiening is, so bid ek dat in my huis U heiligheid ten volle sal wees, U voorsiening ten volle sal wees. Net soos wat daar geen siekte in die hemel is nie, roep ek in die naam van Jesus Christus ook geen siekte in my huis nie. Net soos wat daar geen tekort in die hemel is nie, roep ek dit God sal voorsien na die rykdom van sy genade, dat die vensters van die hemels geopen sal wees oor my huis. En dat dit sal wees 'n plek wat spreek van bonatuurlike seëninge. Die oomblik toe ek hierdie blueprint verstaan, en ek begin dit oor my huis afbid, kan ek net vir jou verklaar, ek kan vanmôre, ek is te versigtig om vir jou te sê wat God vir my in 3 maande kom doen het. My vrou getuig. In 3 maande skuldvry. In 3 maande wat ek in my wildste drome nie kon dink nie, gebeur oor my lewe. Hoekom? I went back to the blueprint. Die blueprint is my geheim hoekom ek instap in hospitale. Hoekom ek gesien hoe God gesien hoe ek kon sien hoe God 'n persoon vaks het, onmiddellik genees. 'n Vrou wat 7 soorte kanker het, onmiddellik genees. 'n Persoon wat in 'n rolstoel sit vir jare onmiddellik in die rolstoel uit oplig. Because net soos in die hemel geen siekte is nie, mag daar ook in hierdie liggaam geen siekte wees nie. Amen. Dis die blueprint van 'n nuwejaarsplan wat nie kan misluk nie. Net soms. Ek kan nie alles verklaar nie, want God is God. Ek waarskynlik die maar se voorbeeld gebruik.
Môre vra vir my en vir sy mammy oor besig om te sterf. En net die kliniek in Potchefstroom te bid. Heilige Gees het my klim in 'n karriere uit Potchefstroom. Ek ry Potchefstroom. Ek gaan bid vir sy mammy. En die Here rig haar op die volgende dag nie. Toe gaan sy terug huis toe. Maar dit was vanaf Portdag. En sy gemaak reg met die huis. En 'n week later, die sterf sy. Maar sy staan op en sy gemaak reg met huis. En in daardie oomblik maak sy 'n saak met God opnuut reg. Dat ons weet waar sy vandag is. Sy het in die rus en die vrede van haar Skepping gegaan. Gee ons vandag ons daaglikse brood. 'n blueprint is ingestel om net te gryp, en te gryp, en te gryp, en te gryp en jouself te verryk. En die wêreld wat buitekant is honger, en jy is bereid om van die kos te gaan gee. 'n blueprint is nie selfverryking nie. Dit is om ryk te wees in die Here, om geseënd te wees om ander te kan gaan seën. Amen. En vergeef ons skulde soos ook ons skuldenaars vergewe. As iemand jou skuld, deur jou iets te gedoen het, wat seer gemaak, wat diep gesny het, dan moet my uitgangspunt wees, Here. Ek kyk na Golgotha en ek sien hoe groot die verlossing en die vergifnis vir my was. Amen. Yes. Ek mag nie iemand anders nie kan vergewe nie. Hoe groot is my vergifnis, dat ek nie iemand anders kan vergewe nie. En daarom maak ek my los van dit. En ek strek my meer uit na die kruis en die prys van die kruis. Want my blueprint is nie gebou op dit wat aan my moet teruggegee word, wat vir my gevat was nie. Want hy is die bron van my inkomste. Hy is die bron van my, hy is die bron van my gesondheid. Dit gaan daarom. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan nie behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen. Dis die nuwejaarsplan blueprint. As jy jou lewe daar bou, sal God jou hand vat en sal jy vooruit gaan. Romeine 8 vers 28. En ons weet dit vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Hulle wat na sy voorneme geroep is. Nuwejaarsplan. Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat 'n gedagte is, ek gaan die hele koester spreek, die Here, gedagtes van vrede en nie van onrus nie. Om julle hoopvolle toekoms te gee. Gedagtheid vandag se boodskap as padkos op die lewenspad. Mens beweeg as die reël elke nuwe jaar in met baie nuwejaarsplanne. Maar sonder God staan ons op ons eie. Met God en alles van ons is deur hom omvou, waar ook al ons baie lei. Maak nie saak waar jy lewenspad gaan, dit is nie nodig nie. As jy jou voetspore rig in sy voetspore, as jy jou lewe bou en verhouding met hom, en die storms kom, is hy hier met die storm stop. Hy is nie met die storm stop. You see the sea walker, the blind man healer, the leper cleansing man of Galilee. Dis al wat het gaan volg. Om aan hom te kan vashou. Kom ons bid saam, Vader. Dank U dat ons nie vanmôre na preek kom luister, dat ons probeer indruk nie, maar dit is na die waarheid van die woord kom luister vanmôre. Want U waarheid maak vry. En dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie vir U grootheid. En dankie dat dit is aan U woord. En Jesus se kosbare